So 'n paar weke gelede het ons die voorreg gehad om van Mevrou Suid-Afrika hier te hê en nou het ons ook hier vir Lenae die Jager hier, Mevrou Suid-Afrika. Baie welkom. Baie dankie. Wat is die verskil tussen Mevrou en Mevrou Suid-Afrika behalwe nou dat jy seker getroud moet wees? Ja, Milan, ek dink die grootste verskil is met Mevrou Suid-Afrika dat jy al gevestigde loopbaan het en dat jy familie het om te sien. Maar Mevrou Suid-Afrika is al van die begin van haar loopbaan nog en dit word nou gebou. En dan ook Mevrou Suid-Afrika is 'n rolmodel vir dogters en jong dames waar ek dink Mevrou Suid-Afrika is meer vir getroude vrouens. Sê net vir my oor die kompetisie, is dit min of meer dieselfde? Ons het nou 'n paar foto's waarna ons kan kyk van jou kroning. Is dit baie dieselfde tipe van stappe waardeur 'n mens gaan? Ek sien daar, dis nou seker die swembroek wat sê mens, afdeling, ja. Ja. Is dit baie dieselfde? Is dit ook dat jy die klere modelleer, dat jy vrae moet antwoord, jy gaan deur dieselfde prosesse? Ja, jy skryf in, dan word jy gekies as 'n semifinalis, dan dring jy deur as 'n finalis en dis altyd met onderhoude en hulle vra of jy enige vrae sê, jy moet redelik voorbereid wees. Ja. En dan kry jy ook 'n vraag op die verhoog wat nogals nie altyd lekker is, want jy weet nie wat hulle vir jou gaan vra nie, maar dit is omtrent presies dieselfde as Mevrou Suid-Afrika. Ja. En daai oomblik toe jy wel gekroon is, het jy dit verwag, so 'n soort van, want ek is seker daar iewers wat 'n mens jou soort van vergelyk met die ander en net dink, maar kyk, ja, daar is jy nou daar kyk ons nou die foto van die kroning. Het jy dit verwag? Ek het dit so gehoop. Definitief. Ja. Maar op daai oomblik het ek gedink ek het eintlik 'n baie goeie vriendin gemaak, een van die meisies wat ook deelgeneem het en ek het gedink hulle gaan naam uitroep, definitief. En toe hulle my naam uitroep, het was regtig vir ek kan sien op die video, ek is heeltemal blank eintlik. Ek stap vorentoe en doen die hele dings wat ons geoefen het, maar ja, dit is regtig 'n groot indruk vir my gewees. Die jaar wat voorlê, wat beplan jy? Waar gaan jy betrokke wees? My liefdadigheidsprojek waarby ek betrokke is die Hunger and Thirst Foundation. Al hulle inligting is op my webwerf. Dan is ek ook betrokke by ek is nog baie op die pad wat ons sorry. Wil jy nou jou Afrikaans en jou Engels meng? Heeltemal, ek kan nie lekker dink. Tik, jy mag maar Engels. Jy mag maar Engels ingooi. Gooi. Die Fransreel oggendtee is waar hulle dan vir my nooi en dan ook ek het 'n baie goeie vriendin so werk wat 'n grimeerkunstenaar is. So ek doen 'n tipe van 'n motiveringspraatjie en sy leer hulle dan om te grimeer. Want ek glo dit is definitief belangrik om elke vrou te bemagtig, al is dit om net vir hulle te leer om te grimeer. Want dit is 'n basic ding, maar hulle stap elke oggend daar met selfvertroue uit die huis uit wat meer as enigiets anders. Is dit ook hoekom jy besluit het om deel te neem? Omdat dit is waaroor jy sterk voel om vroue te bemagtig. Dit is definitief dit en ek sal vir so 3 jaar in die vermaaklikheidsbedryf en ek het net gevoel ek gaan inskryf want dis 'n volgende platform vir my waarvan ek kan werk en wat ek meer vrouens eintlik kan bereik, definitief. Ja. So as ek nou vir jou vra oor die jaar na hierdie jaar, dan is dit seker net nog 'n stappie en nog 'n stappie en nog 'n stappie in die vermaaklikheidsbedryf, neem ek aan. En nog besighede, nog geleenthede. Nog besighede. Ek het 'n lasercutting en grafiese ontwerp besigheid op die oomblik, maar daar is iets in die pipeline. Ek kan nie te veel sê nie, maar ek wil net sê ek dink al die vrouens gaan mal wees daaroor. Ons gaan vir jou dophou. Baie sterkte met jou jare en dankie dat jy by ons kom kuier het. Baie ek het olie hiersokie vir jou, soos gewoonlik hier van Willow Creek om net dankie te sê vir ons gaste dat julle by ons kom kuier. Baie dankie. Nou ja, van olie terug na Oela in die kombuis.